Saam is allemaal wonderlijke. Waarom dit nou nie absoluut net in die teenwoordigheid van die Here nie? Party van ons kan nog glad nie sing nie, so ons sal het spoil. Ja, doen iets in ons hart. Kom ons bid. Here, baie dankie. Dat ons vanoggend in U naam by mekaar kan wees. Hierdie naam bo alle name. Dankie. Dankie dat alles wat ons in hierdie lewe kan ondervind en ervaar en is opgesluit in hierdie naam van ons Here Jesus. En dankie daarvoor, terwyl ons U naam kom aanroep, vra ons vanoggend, Here, dat U Uself opnuut net oor ons sal kom ontferm, dat U sal neerbuig na ons toe. Jakobus herinner ons daaraan en sê vir ons in U woord, nader tot God en Hy sal tot julle nader. En Here Jesus, dit is wat ons doen, terwyl ons nou gesing het, het ons harte en ons hande opgesteek en vir U gesê, Here, hier is ons nader tot U. Dis die begeerte van ons hart, om nader te kom aan U. En dankie dat U woord vir ons beloof dat wanneer ons nader tot U, dan nader U tot ons. So dankie dat U hier is, mag ons ondervind en ervaar alles wat U in U hart het vir ons vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 16, as jy jou Bybel het, kom ons blaai so toe of op jou foon. Maak jy gou daar oop. Psalm 16. Baie interessante psalm by my vasgehaak. Ek is weer besig om 'n bietjie in my Bybel lees, gaan ek so deur van die psalms en nou die oggend toe lees ek hierdie een en ja, hy het by my vasgesteek en ja, die laaste klompie vir my tot groot seën gewees, so ek wil dit graag met julle deel vanoggend. Dit sê God die hoogste goed. Daar is nie iets hoor, daar's nie iemand hoor nie, daar's nie iets beter as God nie, daar is niks wat ek en jy nodig het buitekant God nie. Alles wat ons nodig het, is in hom. 'n gedig van Dawid, hy sê, bewaar my o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name nie op my lippe neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker, U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, en U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in U regterhand vir ewig. Dit was vir my so tot my hart net gespreek vanoggend terwyl ons hierdie laaste lied weer gesing het, waar hierdie psalm begin, vers 1 wat sê, bewaar my o God, want by U skuil ek. Dat die naam, kan julle onthou die vorige keer dat ons gesels, so ek hier was, of gepreek het, oor Spreuke 18 vers 10, wat sê die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ons het gesing daarvan vanoggend, dat ons vind ons skuiling by God die Almagtige. Hy is ons vesting, hy is ons skuiling, hy beskerm ons, hy beskud ons.
Dawid sê, bewaar my o God, want by u skuil ek, is hoe hy hier begin, die English Standard Version, die ESV, sê dit vir my baie mooi hierdie vers, hy sê, preserve me, O God, for in you I take refuge. Die beskerming, die beskutting, die vrede, die skuiling, die rus, die vertroue wat daar is in die naam van die Here vir my en jou om by hom te kan skuil. En dit is wat Dawid hier sê. Dis waarop hy hom beroep. Hy sê, bewaar my o God, want by u skuil ek. Dis wanneer ek by God skuil, dis waar my bewaring is. My bewaring is nie buitekant God nie. Wanneer ek en jy buite God beweeg, solank as wat ons in hom is, as wat ons in die Here Jesus wandel en in hom bly en in hom volhard, dis waar die seën van die Here vir ons is. Alles is opgesluit in hom, in God. Hy sê, bewaar my o God, want by u skuil ek. Dit beteken nie dat die Here is daai God met die stok wat ons baie keer dink, die oomblik wat ek dit vergeet, of wat my voete onder my uitgly, wat ek sonde doen, wat ek die verkeerde ding doen, en ek skuil nie by hom nie. Dis nie daai oomblik wat hy sê, ek wag nou al hoe lank, as Laurie nou sy voet daar gaan sit, gaan ek hom slaan met hierdie stok. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Daar's die kere wanneer my voete onder my uit is, maar nogtans is my skuiling by die Here. Ek gaan terug na hom toe. As ek gefouteer het, as ek sonde gedoen het, as ek hom teleurgestel het, as ek wat ook al gedoen, dan gaan ek terug na hom toe, want hy is my skuilplek. Bewaar my o God, want by u skuil ek. Alles wat ek en jy nodig het, alles is in hom. Vers 2 sê hy, ek het tot die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Alles, maar alles wat ek en jy nodig het in hierdie lewe, is opgesluit in die persoon van die Here Jesus Christus. Daar's niks wat ek en jy nodig het buiten hom in hierdie lewe om ons te help om 'n pad met God te stap nie. Kan ek vir julle lees wat sê Efesiërs 1 vers 3, Paulus sê daar, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hoekom? Wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Kan ek dit weer lees? Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. Al die geestelike seëninge wat daar beskikbaar is vir die mensdom in Christus, het hy vir my en jou kom gee. Is dit nie wonderlik nie? Dat ek en jy het regtig niks anders nodig nie. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Geen wonder Dawid sê, terwyl hy vooruitkyk hierna, dit sê, ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Here, buite u is daar nie vir my lewe nie. Daar's niks. Daar's niks, my begeerte, my lewe, my energie, my krag, my entoesiasme, alles is in u. Here, dis waaroor ek lewe, dis hoekom ek lewe, is vir u. Alles wat ek doen, al is ek besig om brood te bak, doen ek dit vir die Here, dat dit eer op hom kan bring. Maak nie saak wat ek besig is om te doen nie, maak nie saak waarmee jy besig is nie. Hierdie is alles, ons is besig om deur dit wat God ons mee seën, terug te gee vir hom, na hom toe te bring, dit te offer, om te sê, Here, dankie, dankie, ek vind my beskutting in u, alles wat ek het, alles wat ek ooit sal hê, is in u seën my met alles, elke druppel water wat oor my mond gaan, en elke asemteug wat ek inasem, is omdat u dit vir my gee. As u dit vandag stop, is dit verby. En Dawid sê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Dit neem nie my en jou verantwoordelikheid weg om goeie rentmeesters te wees nie. Dit neem nie ons verantwoordelikheid weg om te sê, wel, in daai geval as die Here in elk geval alles vir my gee, gaan ek nou maar net nie onder die boom sit vir die res van my lewe nie. Nee, ons moet dit balanseer. Die Bybel sê, hy wat nie werk nie, kan nie eet nie. Daar sekere beginsels wat werk, maar dit beteken nie dat ek is die een wat, omdat ek werk, lewe ek nie. Nee, ek lewe in die genade en die guns van God, en daar
dis nie jy nie, dis nie my bankrekening nie, dis nie jou beleggings nie, dis nie jou eiendom nie, dis nie jou gesondheid nie, dis alles die Here se. Dis alles die Here se. En Dawid sê hier, hy sê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Here, daar's niks anders wat ek nodig het nie. Ek het alles van U ontvang, om in hierdie lewe die beste te kan wees, wat U wil hê. Ek moet wees, vir U en vir U koninkryk, om heerlikheid terug te reflekteer na U, en om 'n impak te maak in hierdie wêreld vir U koninkryk. Nie om my eie om my eie skatte op te bou, om my eie koninkryk te bou nie. Nee, dis nie hoekom die Here ons seën nie. Hy seën ons dat ons hom kan terugreflekteer na die wêreld toe. Dat hulle na ons kan kyk en sien, ons is anders. En as hulle vir ons sê, maar hoekom doen julle dit? Dan sê ons, omdat Jesus die een is by wie ek skuil. Ek skuil by God. Alles wat ek het, is God. En daarom lewe ek. En deur my lewe gee ek terug vir God en vir die wêreld. Alles wat hy vir my gee. Hy gee vir my, ons gee dit uit. Hy gee meer, ons gee dit uit. Hy gee nog meer, ons gee dit uit. Ons leef dit uit. Dit is soos 'n solar battery wat lekker gecharge is in die dag en jy hoor hoe sim daai inverter, maar as dit onweer is 2 dae, dan loop die dinge bietjie skeef. Nee. Hy gee en ons gee uit. Hy gee en ons gee dit uit. Ons lewe dit uit. Hy seën ons en ons draai hierdie seëninge uit daar buite. En dit hou aan en aan. En baie keer is dit onweer. Maar hy werk nie soos 'n solar nie. Hy werk nie soos Eskom nie. Hy seën ons te midde van die onweer, te midde van die nag, te midde van wat die krisis ook al is. Hy seën ons. Alles wat ons nodig het, sê Dawid vir ons. Alles wat ons nodig het, is in God opgesluit. En hoe meer ek met hom besig is, hoe meer ek tyd saam met hom spandeer, hoe meer hy my fokus is, hoe meer vloei hierdie lewe in my in en deur my, in my in en deur my. Dan sê hy, maar aangaande die heiliges wat U op die aarde, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Kan ek gou eers vir julle lees wat my opgevang het? Vers 2 praat hy van U. Hy sê, U is my Here. Vers 3 praat hy van die heiliges, en in vers 4 praat hy van hulle. Sy fokus is op die Here. Hy sê, Here, dankie, alles wat ek nodig het is in U. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Wie is die heiliges? Ons. Jy voel dalk baie keer, die Afrikaanse woord maak het amper as iemand, ons moet miskien begin, Andreas, ons op Sondagoggend hier kom, om almal te groet en te sê, goeiemôre heiliges. Die eerste keer wat hy dit vir my gesê, toe voel ek, wow, met wie praat hy nou? Toe sê die ander in Engels, morning saints, die dog ek, okay, miskien. 'n heilige klink soos iemand wat op die water wandel. Maar weet jy, ons is heilig. Ek en jy is die heiliges. Die oomblik wanneer ons die Here Jesus aanneem en tot bekering kom en weergebore is en deel word van sy koninkryk, is ons heilig. Ons is geheilig. Wat beteken dit om geheilig te wees? Dit beteken nie raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Dit beteken ek is op sy gesit. Ek is eenkant gesit vir 'n spesifieke gebruik. Dis wat dit beteken om geheilig te wees. Set aside for a specific purpose. Dis wat hy kom doen toe hy my en jou kom red het. Hy het ons eenkant gesit dat ons vir hom sal lewe. Dat ons in hom ons vreugde sal wees. Dat dit deur ons sal wees wat hy sy seëninge kan instort en ons bring dit uit. En hy stort dit in en ons bring dit uit. Dis wat dit beteken om 'n heilige te wees. En Dawid sê hy verbly hom in die Here, maar hy verbly hom ook in die heiliges. En gaan die heiliges wat op die aarde is, hulle is die heerlikheid in wie al my behaag is. Ons vind ons vreugde in mekaar, ons is deel van die liggaam van Jesus. Dis waar ek en jy ons krag vind, is by geleenthede soos hierdie, wanneer ons by mekaar is, wanneer ons saam fokus op die Here Jesus. Dis hoekom ons is 'n liggaam, ons is nie individue in die koninkryk van God. En Dawid sê, sy vreugde is in die liggaam van Jesus Christus. Sy vreugde is in so by mekaar kom. Ons as heiliges. Ons wat op sy gesit is. Ons wat 'n besluit geneem het en gesê, God is ons fokus. Hy sê, sy vreugde vind hy deur met hierdie mense te assosieer. Dan sê hy, die smarte van hulle, dis nou die ander.
Hy sê die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie noem nie. Die wat die ander gode volg, die wat ander lewensfilosofie en 'n ander uitkyk op die lewe. Ek het nie God nodig nie. Nie wat ek is alright soos wat ek is sterk genoeg. Wie? Waarvoor moet ek vir die Here vra vir dit? Ek het 'n mediese plan. Nie hoekom moet ek vir die Here vra vir 'n huis? Ek werk daarvoor, ek betaal daarvoor. Nie my eie karre, nie ek koop hulle almal self. Ek. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie noem nie. Hy sê ek sal nie eens met van hulle praat nie. My fokus is op U en op die heiliges. Kom ons los dan nou maar hierdie ander. Kom ons vergeet van hulle. Here, ons lewe uit en ons bid en ons vertrou en ons doen wat ons kan dat hulle deel word van die koninkryk. Maar ons gaan nie ons fokus op hulle plaas nie. Ek gaan nie kyk na ou Piet. Ja, en ou Piet is so suksesvol. Ek wonder wat doen Piet? Jong, ek moet kyk wat doen Piet. Ek moet dieselfde doen as wat Piet doen nie. Nee, maar Piet is besig met ander goed wat Dawid sê. Ek noem hulle nie eers. Ek noem hulle nie eers op hulle naam nie. Kan ek vir julle lees wat sê Spreuke 3 vers 33? Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose. Dis 'n baie sterk vers hierdie. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdige. Ja, dis 'n verskriklike, ek wil hierdie is twee pole, bitter ver uit mekaar uit. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdige. Dis die dat Dawid kon sê, Here, alles is in U, want U seën my. Ek lewe in U goedheid en U guns. Hoekom is daar mense wat God vloek aan die buitekant en sê, ja, daar is nie 'n God nie, en God bestaan nie, en God maak so, hy straf net. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdige. Hy sê, alles is in U. Here, ek verbly my hier saam met die heiliges, ek vermy die goddeloses. En dan sê hy in vers 5, kom hy terug, hy sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Die vreugde van sy erfporsie. Dawid is opgewonde hier oor die erfporsie wat hy van die Here ontvang het. Hy sê, dit wat God vir my laat erf het, maak my opgewonde. Jy kry baie keer ouens wat, hulle is wildvreemd van hulle familie. Maar die oomblik wat iemand sterf en hulle kry ietsie, dan is hulle so bly. Oom Piet het vir ons ietsie gelos, Oom Piet het ietsie vir ons gelos. Hulle is so bly. Môre is dit uitgeleef. Maar Dawid het hier 'n opregte opgewondenheid en 'n vreugde in sy erfporsie. Hy sê, die Here is die deel van my erfenis. God is my erfporsie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Die Here is sy erfdeel. Baie keer hoor jy vir mense wat sê, ja, maar ek het probeer, ek het die Here gevra, maar ek was in 'n finansiële krisis en ek het die Here gevra en hy het nie vir my voorsien nie. En daar het ek net besluit, nee, wat nou is dit klaar. Ek het bankrot gegaan en ek is gesekwestreer en dit en dat het gebeur en van daar af het dit net skielik so die Here was. Baie keer onbewustelik glo ons almal in 'n health, wealth en prosperity gospel. Ons dink Jesus is die goue towerstaf. Wanneer ek tot bekering gekom het, moet alles van hier af goed gaan met my. Dis nie waar nie. Ek en jy ontvang 'n erfdeel van die Here, maar dit beteken nie Jesus maak my ryk, Jesus hou my altyd gesond, Jesus bewaar my van enigiets. Dit gebeur met al die mense op aarde, kry verkoue, maar nie ek nie, want ek behoort aan Jesus. Almal betaal duur by die petrolpomp as hulle petrol ingooi, maar nie ek nie, ek kry myne verniet, want ek behoort aan Jesus. Ander mense land op in die hospitaal, maar nie ek nie. Nee, nie ek nie, want ek behoort aan Jesus.
My bankrekening, ander ouens kry swaar in hierdie tyd, maar nie ek nie. My bankrekening is altyd vol, want ek behoort aan Jesus. Kom ons wees baie eerlik, ons sou graag wou gehad het, en ek dink kan dit goed so werk. Maar dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dawid sê hier, hy sê, die Here is die deel van my erfenis. Hy sê, dis die wonder daarvan. Ek en ander het vanoggend gepraat, weet, 2 maande van nou af. Dan gaan ons nie meer so kerm oor die petrolprys, hoop ons nie. Kom ons sê, 4 maande van nou af, gaan dit nie meer 'n probleem wees nie. Ons het nou probleme, ons het so ruk terug Suid-Afrika, daar was 'n wolk oor ons oor al die load shedding. Nou kyk ons terug na dit, sê ons, hier is ons 2-3 jaar later, ons gaan aan. Ons probleme, jy sien dit is die ding, as dit vir ons vreugde gee, as hierdie goed, as ons na ons probleme kyk en ons dink net ons probleme, God is my erfdeel, probleme gaan kom. Kom ons werk daardeur saam met die Here, want hy sê vir ons, ons is geseën in die hemele in Christus, met alle geestelike seëninge. Ons het alles by ons, hy gee alles vir ons. Kom ons werk deur dit en ons gaan aan. Maar ons fokus nie op die petrolprys nie, ons fokus nie op Iran nie, ons fokus nie op wat dit ook al mag wees nie, kom ons fokus op hom. Hy sê, die Here is die deel van my erfenis. Hy gaan aan, hy sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. Die beker hier en reg deur die Bybel is 'n beker, 'n metafoor van wat die gasheer vir sy gaste aanbied om te drink. Vir die regverdiges, ons lees dit dan in Psalm 23 vers 5, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg. Het loop so uit daai beker oor, het loop sommer agter hom aan waar hy gaan, met daai beker, hy goedheid en guns volg hom. Dis die beker. Dan lees jy in die Bybel van die Here sê, wat sy beker van wraak en van woede, wat daar is vir die goddelose. Met ander woorde, hierdie beker wat hy sê, is dit wat die gasheer vir sy gaste aanbied om te drink. Weet jy, goedheid en guns, gee hy vir ons. Seën in oorvloed. Ja, ons gaan weer dieselfde probleme as die ander ouens, maar op heeltemal 'n ander manier, want ons fokus is op Jesus. Want ons weet, hierdie probleem wat ek vandag het, gaan oor 'n maand en oor 'n jaar anders wees. Die ou wat net fokus op een probleem na die ander, sy probleme gaan oor 20 jaar nog presies dieselfde wees. U onderhou my lot. Is nie net, hy is my deel nie, hy is my beker nie, U onderhou my lot. Hy seën my, hy sorg vir my. 2 Petrus 3 vers 7 sê vir ons, werp al julle bekommernisse op hom. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Hy seën my, hy sorg vir my. Vers 6 sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Hy sê ons grensdrade, die Engels praat van dit as boundary lines. Hy sê ons grensdrade is baie mooi. Jy hoor dit baie keer wanneer plase verdeel word, dan sê die ouens, nee, hulle weet nie wat vroeër jare hier gebeur het nie, maar die grensdraad van hierdie plaas is net aan die ander kant van die rivier. Hulle kon hom hierdie kant gesit het en hulle kon die ander een daai kant gesit het en hulle kon dit saam gedeel het. Maar oom Piet en oom Jan kon nie oor die weg kom nie. En toe die plaas verdeel moet word, toe sê oom Jan, sorry ou Piet, kry vir jou boorgate, die rivier is net myne. Die boundary lines, die meetsnoere, die grensdrade is daar gespan. Dawid sê, my meetsnoere, my boundary lines, het vir my in lieflike plekke geval. Is dit nie wonderlik om te besef, Dawid besef, dis die Here wat vir my sorg. Hy kyk na my omstandighede, hy kyk na my situasie, hy lê my meetsnoere, my grensdrade lê hy vir my reg. En weet jy wat is die wonderlike ding van 'n grensdraad? Dit hou goed in, maar dit hou wat nie daar moet wees nie, uit ook. En ons sit in die beskerming van die Here. Ek en jy kan lewe in sy teenwoordigheid binne hierdie grensdrade wat hy vir ons neergesit het. My erfdeel is in lieflike plekke. My erfporsie is mooi. Hy sê ja, my erfenis is vir my mooi. Het jy al gehoor van ons wat gesê, ja,
Hierdie een dood is, ek het hierdie ou stupid kassie gekry, dis al wat ek gekry het. Ek is so bly ons sê, Here, my erfenis is vir my mooi. Die beste wat U kon gee vir my. En ek wil vir jou sê, die beste wat God het, is ver beter as wat enige iets, enige iemand, of enige situasie op hierdie aarde ooit dink hulle ons mee kan sien. My erfporsie is vir my. Vers 7 sê hy, ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Baie interessante gedeelte hierdie. Maar wat is dit? Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Wat 'n leermeester! Hy sê, die Here gee my raad. Ek kry dit nie tweedehands by iemand anders nie. Ons het al baie keer gehoor. Dan sê ons, ja, ek het gehoor so, dan sê jy, nou, maar waar het jy dit gehoor? Nee, iemand het gesê wat het gehoor het by iemand anders wat daar gesê het, en dan weet ons mos nou hoe werk hierdie goed op die uiteinde, as jy dit nou gaan toets, dan, ja, dan het iemand, weet nie wie was iemand wat amper iemand geken het, wat nie iemand geken het nie, wat dalk gesê het. Dis wat dit gaan gebeur. Hy sê, ek sal die Here loof wat my raad gee. Ons weet wie ons raadsman. Hy is ons wyse raadsman, sê die Bybel. Ons hoef nie te twyfel nie. Ons kan na hierdie boek van hom toe gaan, sy brief vir my en jou. Dit wat hierin staan, ek en jy kan ons lewe daar volgens inrig, en ons sal nie fout. Ek sê nie ons sal nie foute maak nie. Ons lewe sal in die regte rigting loop. Ons maak foute. Maak geen fout. Maak geen fout nie. Ons maak foute. Maar wat beter, wie beter as hy wat die aarde gemaak het, wat die heelal geskep het? Hy is die een wat ons raad gee. Hy sê selfs in die nag vermaan my niere my. Party van die vertalings vertaal dit as my hart my. Ek het 'n bietjie gaan oplees oor dit en ek het gewonder, hoe sal 'n ou se niere jou vermaan in die hart, selfs jou hart? En meeste van die ouens sê, hulle dink die gedagte hier agter is, dit gaan oor jou gewete. Dat dit is die Here wat vir jou raad gee, maar selfs ook jou gewete. En is dit nie wonderlik nie, dat baie keer worstel ek met 'n ding, en ek is besig om te stoei met 'n ding, in 'n oomblik se tyd moet ek 'n besluit neem. Ek weet nie wat een in my hart voel ek, Here. Is dit wat U vir my sê, en ek kry 'n rus en 'n vrede daarin, en ek kan. My gewete, omdat alles aan die Here behoort, werk hy met my, hy leer my, en dan kom 'n geleentheid, omdat sy Gees in my woon, dat ek sy stem hoor, om te besef, selfs in die nag as ek wakker word, ek weet nie of julle al baie keer oplossings gekry het dan nie, is dit nie so nie? Jy's baie keer in die nag as jy worstel met 'n ding, jy word wakker en jy sê, kom, ek het nooit besef is my niere nie, maar volgens vers 7, ja, ek sal die Here loof wat my raad gee, selfs in die nag vermaan hy my niere my. Wat 'n leermeester. Johannes 14 vers 6. Jesus wat gesê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Wat 'n leermeester. Iemand wat die weg is, wat die waarheid is en wat die lewe is. Waar kan ons verkeerd gaan? Alles, sê Dawid, is in U. Alles is in U. Vers 8. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dawid sê, my oog is altyd op God, hy is naby aan my en ek is onwankelbaar. Ek sal nie wankel nie. Daarom, vers 9 sê, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid word. Ek onthou jare terug toe ons op Bybelskool was, die Engelse dosent wat ons gehad het altyd vir ons hierdie vraag laat vra, wanneer ons homiletiek gedoen het, of wanneer jy na teologie toe gegaan het, of wanneer jy selfs net in jou Bybel lees. Sy ding was altyd, hy sê, as daar 'n daarom is, moet jy vra, waarom? So as jy die Bybel lees en jy sien daarom, moet jy vra, okay, as hy nou sê daarom, moet jy dadelik vra waarom. Hy sê, kom ons lees vers 9. Hy sê, daarom, waarom is my hart bly en my eer juig? Ook sal my vlees in veiligheid woon. Want vers 8 sê, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Vreugde van sekuriteit en sekerheid wat daar is. Ek en jy hoef nooit te twyfel oor die liefde van die Here Jesus vir ons. Ek en jy hoef nie te dink, as ek môreoggend opstaan, gaan God nog steeds aan my kant wees nie. Gaan ek nog steeds na hom toe kan kom? Gaan hy nog steeds vir my lei? Gaan hy my nog steeds beskerm? Gaan hy my nog steeds bewaar nie? Want hy sê, ek stel die Here altyd weer voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Dit beteken nie, en ons het net nou daaroor gepraat, dat ek en jy is gevrywaar van dit nie. Die feit dat hy sê, ons is aan sy regterhand, ons sal nie wankel nie, beteken nie ons is gevrywaar van probleme. Asseblief, moenie dit doen nie. Die feit dat ons hart bly is en ons eer juig, en ons vlees woon in veiligheid. Jy hoor baie keer van Christene wat dood is in ongelukke, wat dinge skeef geloop het in 'n hospitaal, wat daar ingebreek is by hulle huis, waar hulle ook aangerand is. Hulle is ook slagoffers van geweld en van misdaad. Ja, ons dink nee, ons kan nie, ons het dit nou gesê, Jesus is soos towerstaf. Ons vat in die aand om so, ons draai om so, Here beskerm asseblief al my huis, môreoggend word ek wakker, haal die wiele van my kar af. Beteken dit die Here het my nie gehoor nie? Nee, dit beteken net ek en jy lewe in 'n gevalle wêreld. Hy sê, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Vers 10 sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Hiermee sê hy nie dat hy sal nooit doodgaan nie, hy sê die vrees daarvoor, vir die dood, is verby, want Jesus het die dood oorwin. Ja, hy hou my veilig, maar daar's geen vrees vir die dood meer nie. Hoekom? Want ek het die ewige lewe. Iemand sê nou die dag vir my 'n baie interessante ding, en is eintlik so voor die hand liggend, maar ek het nooit so daaroor gedink. Toe vra hy vir my, hy sê vir my, hoekom wil almal so graag hemel toe gaan? Wat ons ken. Hy sê almal wil graag hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan. Hoekom? Ja, ons kies nie die dood nie, maar die dood is die einde van hierdie lewe, daarna is dit die lewe saam met die Here Jesus. En daarom beteken dit, hy sê, daarom is my hart bly, my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. Dis nie dat dit daar gaan bly nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie, want Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Is dit nie wonderlik nie? Volgende Sondag herdenk ons dit. Hy is die opstanding en die lewe. Ek en jy het alles as gevolg van sy opstanding uit die dood. Ja, sy dood aan die kruis, maar ook sy opstanding uit die dood, het dit vir ons 'n werklikheid kom maak. Dan sê vers 11, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Sluit in die Psalm af hierso. Sy raad en sy advies hierso is, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Hoe maak die Here vir my en u die pad van die lewe bekend? Deur sy Gees wat in ons woon. Want sy Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En Jesus het vir sy disippels gesê, dis tot julle voordeel, dis tot die voordeel van die kerk, dat ek terug gaan hemel toe. Want as ek in die hemel kom, stuur ek die Heilige Gees, en hy gaan julle lei in die volle waarheid. Hy tot en met die uitstorting van die Heilige Gees was Jesus, al was hy God, hier op aarde was hy beperk tot een plek. Nou is hy oral, nadat die Heilige Gees gekom het, is Jesus oral in almal se harte en lewens. Is dit nie wonderlik nie? Hy het gesê, dis tot julle voordeel, dis vir julle beter, dat ek hemel toe gaan as wat ek hier op aarde bly. Ek en jy bly in die tyd van, dis vir ons beter, om in hierdie tyd te lewe as wat dit was, om in die tyd van Jesus te lewe. Sy Gees lei en leer my. U sal my die pad van die lewe bekend maak.
Jesus, ons het net gesê, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Die Heilige Gees leer my en lei my en jou elke dag. Wonderlik, ons het nie 'n beter leermeester nie. Dawid sê, hy as hom enorme vreugde, want hy weet, hy is op die regte pad. Hy het die regte stuurman aan boord, want die Here is besig om hom die pad van die lewe bekend te maak. Al wat ek en jy moet doen, is ons moet gehoorsaam wees. As hy sê, dis wat ek moet doen, dan moet ek dit doen. As hy sê, dis wat jy moet doen, dan moet jy dit doen. Help nie ons weet, ons moet dit doen, maar ons doen dit nie. Want hy maak aan ons die pad van die lewe bekend. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand vir ewig. Versadiging. Dis 'n term wat ek nou hierdie week, terwyl ek besig was vir die eerste keer raak gelees het in die Bybel. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. En ek moes myself dit afvra. Is ek versadig van vreugde? Omdat ek voor hom kom. Ons is baie gou versadig, veral as ons al by Manie 'n bietjie choppietjie gebraai het en 'n skaapribbetjie en ons ken ons weet van wat dit is van versadig wees, maar versadiging van vreugde is voor u. Beleef ek en jy dit? Oefen ons daarin, dat ons vreugde in hierdie lewe, sê Dawid, kan volkome wees in die teenwoordigheid van Jesus. Ons is versadig van sy vreugde. Kom ons hou op kerm. Kom ons hou op klaar. Hoe gaan dit? Ja, maar raai. Nee, dit gaan met ons goed, want ons is versadig van die vreugde van die Allerhoogste God, wie se lof ons besing het vanoggend. Ons is versadig van sy vreugde. Hy maak ons so versadig dat ons beker loop. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand. Die regterhand is die hand waarmee daar uitgedeel word, dis die hand van krag. Hy sê lieflikhede in u regterhand vir ewig. Die Here seën ons. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het in hierdie lewe. Vers 2. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Here, alles wat ek en jy nodig het, is in U. Kom ons in sy teenwoordigheid. Kom ons laat toe dat hy ons leer. Kom ons laat toe dat hy ons lei. Kom ons laat toe dat hy ons seën. Kom ons maak van sy vreugde. Dat ek en jy in die wêreld waar ons beweeg, dat dit die boodskap en die geur is en die reuk is wat ek en jy versprei. Want Dawid sê dis sy God. Dis sy rotsvesting. Hy vlug by die Here, hy staan by die Here. En dit is wat hy ondervind. U is alles vir my. Here Jesus, ons sê vir U so baie dankie vir hierdie Psalm wat Dawid vir ons laat opteken het. Dankie dat ons vanoggend opnuut net weer besef, Here, alles is in U. En deur U Heilige Gees maak U dit alles tot ons beskikking. En Here, as ons dit nie het vanoggend nie, dan is dit nie omdat dit nie daar is nie, of omdat U dit terughou nie. Dit is omdat ons nog net nie op daai punt van gehoorsaamheid gekom het om te sê, Here, ek wil by U kom skuil, ek wil onder U beskutting inbeweeg. Here, ek wil onder U dekmantel inbeweeg. Here, ek wil hê dat U kleed van geregtigheid my sonde moet kom wegwas en my kom deel maak van U koninkryk. Here, want U sê vir ons, U leer ons, U seën ons, U oorweldig ons. Ons erfporsie het vir ons grensdrade het vir ons in mooi plekke geval. Ons erfporsie is vir ons mooi, is vir ons goed. U seën ons oor en oor te midde van, maak nie saak wat in die wêreld rondom ons gebeur nie. Ons kan versadiging van U vreugde ondervind. Here, die gevolgtrekking waartoe ons kom as ons hierdie Psalm lees, as ons dit nie ondervind nie, dan is die probleem nie by U nie. Dan moet ons maar na onsself kyk. Dis wat ons wil doen vanoggend. Here, as U met ons kom praat het vanoggend, help ons om in ons hart seker te maak dat wat dit ook al is, wat U weerhou om so te werk vir ons,
Help ons, Here, om hierdie goed te los, om na U toe te vlug, om ons sonde te los, en na U toe te kom, te sê, Here Jesus, ek het U vergifnis nodig. Ek het nodig dat U my skoon maak. Ek het nodig dat U my was in die bloed van die lam. Ek het nodig dat U dit kom toepas deur U Heilige Gees, dat ek kan lewe soos U wil hê ek moet lewe, want alles wat ek nodig het, is tot my beskikking in U. Dankie daarvoor. Here, help ons in hierdie week om so te lewe, dat ons versadig sal wees van U vreugde. Mag dit wees wat uit ons lewe uitbol, is ons versadiging van die vreugde van die Here. Engels sê so mooi, the joy of the Lord is my strength. Here, mag die vreugde van die Here ons krag wees in hierdie week. Ons bid dit in Jesus.